Hallo, Hallo. vandag het ek saam met my vir François, dis soos 'n F met 'n François, daar's 'n F daar en dan iets van hierdie. Dit sê amper iets van oulik, omdat sy vrou so dink. Ja. Nou François is 'n horende persoon, maar hy is betrokke. Nou die dowe gebaar is YWAM, AWAM, YWAM, Youth with a Mission. Maar hy is betrokke by 'n dowe groep wat op die oomblik van Woester gekom het om hier in Gauteng te kuier. En ons is nou al amper 'n week saam waar hulle besoek vir verskillende dowes en wonderlike werk doen. Volgende week en die week daarna gaan ek van sy ander spanlede voorstel. Hulle is doof. Maar François, hoekom dowes? Wat is jou storie? So ja Dirk, my storie begin eintlik net by universiteit. Ek het 'n paar jaar voor ek geswat het die Here vir my gesê, Fransjo, ek wil jy moet gaan studeer. Maar jy kan besluit nou of later. En ek dacht toe nee, dit gaan bietjie moeilik wees om later te studeer as ek kinders het en ek het baie verantwoordelikhede, so ek kan nou eerder swat, is beter. Net vir julle, ek is nou 26, so ek het laas jaar van die universiteit af gekom. So een van die vakke wat ek gevat het was gebaretaal, maar ek moes kies tussen dit of Setswana. En ek dink toe, ja, gebaretaal is heel waarskynlik meer universeel. Dan kan ek in dieselfde taal oral oor die wêreld praat. En dit was toe my eerste vraag aan my dosent en sy het toe vir my gesê, nee, dis nie waar nie. Almal, daar's meer as 300 gebaretale oor die wêreld. Ek was so, shoot, dis baie. En so toe besluit ek, na daai dag toe hou ek aan in gebaretaal. En dit was my altyd net lekker, die taal het my gegryp. Ek like julle language, ek hou van dowes. En so het ek 3 jaar gestudeer en my graad gekry. Maar my laas jaar, so in die middel van die jaar, toe het ons op 'n sendingsuitreik gegaan. En daar was 'n leier daar wat vir my uitnodiging gestuur het om te kom die dowes bedien in Woester, waar YWAM hulle eerste dowe opleidingskursus aanbied. Die DTS is die naam. Dit staan vir Discipleship Training School. En toe het hy my gevra en ek sê toe nee, ek weet nie, ek sê heeltemal seker nie. Ek moet dalk eerder in Engels ingaan en so is ek in my gebedskamer en ek is besig om die Here te soek en ek vra, Here, hoe werk hierdie? Ek kan nie, ongelukkig het ek nie baie dowes ontmoet in my graad nie en toe ek in waar ek gestudeer het nie. So ek het maar 'n bietjie vasgehou, ek was onseker. En so 'n paar maande na dit, toe het my skoonma, my skoonma is ouers, is sendelinge, en hulle het toe 'n groot leierskapskongres en toe is daar weer die persoon wat uitnodiging stuur om 'n dowe bediening op te maak in Woester, spesifiek vir sending. En toe het my skoonma besluit, ja, ek het 'n skoonseun en hy is in YWAM, hy het al daar bedien en so, hier is sy nommer en toe kontak die mense my en ek en my vrou was toe op die oproep en ons was eintlik baie onseker vooraf, maar op die oproep toe kry ons so groot bemoediging, ons het gevoel asof die Here aan ons hart trek en sê dit is die volgende stap. So na die oproep waar hulle het ons gevra om te bid vir in 2 weke tyd om antwoord te gee sodat ons moontlik kan kom. So dit is Oktober laas jaar. En toe ons gaan bid, toe hoor ons dadelik die Here sê ja. En ons altyd is, ek veral was baie die mekaar, want ek het voor dit by die Here gehoor, maar wat die moslim wêreld moet bereik word. Daar's so baie mense wat nie al van Jesus gehoor het nie.
en ek wil graag my tyd daarin spandeer, en toe gaan vra ek die Here. En so, toe sien ek 'n visie, toe die Here wys my 'n visie van 'n boer, wat 'n graankop, soos hy is besig na sy landery te kyk, en hy kyk na sy blom, en na sy plant, en hy weet presies wat nodig is vir die plant om te groei, hy weet wat sy kompos hy nodig het, hy weet hoe groot die blare word, hoe groot die mielie of die koringaar gaan word, en hy weet alles alles spesifiek, en ek vra tot die Here, maar Here, wat beteken hierdie? En Here sê toe vir my, ek wil jou leer hoe om die prinsipe van die koninkryk te verstaan, en dis hoekom jy moet gaan na die dowes toe, want ek gaan jou daar leer. En so, ek wil graag 'n paar spesifieke goedjies sê oor hoe hoor ons God se stem, of hoe lei die Heilige Gees ons? Ek hou daarvan om te sê dat dit baie keer ons hoor meer met ons hart, as wat ons hoor met ons ore. Het julle geweet, die hoorendes hoor nie altyd God se stem, soos wat julle dalk kan dink nie. Daar is baie min kere in mense se lewens wat God duidelik met 'n stem praat. Maar baie keer is dit meer met jou hart. Asof daar 'n stil leiding is binnekant jou hart. Jy weet vir 'n feit, dit is die volgende stap. Maar natuurlik, alles gebeur in gebed. So ek gaan 'n paar maniere noem wat die Here met ons kan kommunikeer. So die eerste ene is dadelik deur die skrif, die Bybel. Jesus het klaar gekom, Jesus het dood gegaan en hy het opgestaan vir ons, om ons sonde te vergewe en ons regverdig te maak voor die Vader. En so, alle lering wat ons kan kry uit die Bybel uit, is klaar ietsie wat die Here vir ons sê. Ek weet nie of julle al Bybel gelees het, en partykeer lees jy 'n skrifvers, en is asof daai skrifvers so opspring, en hy raak jou net aan. Daai is die Heilige Gees se leiding. Ander maniere is, ons in die horende wêreld noem ons dit die stil, sagte stemmetjie binnekant. Maar dis eintlik meer net jou gedagtes. Ja, die Here wat deur jou gedagtes kommunikeer met jou. Maar ja, ek weet nie of jy so agterkom nie, maar jou eie gedagtes en God se gedagtes is mos anders. Ja, ons dink partykeer baie meer aan, ja, sien maar ek moet nou honger, ek moet nou eet, en jy sien maar my ma het my nou nie gevoer nie, en yes, ek weet nou nie. En baie meer worry, baie meer bekommernis. Maar die Here se gedagtes lyk nie so nie. Die Here hoor ons van, ja. So die Here se gedagtes lyk nie so nie. Dan wil ek vir julle 3 goedjies noem. Daar's 3 stemme. Daar's baie stemme in die wêreld, maar as ons praat van om God se leiding te hoor, is daar 3 goedjies wat ons voor kan uitkyk. So die eerste ene is, partykeer is dit die duiwel se leiding, of die duiwel se stem, wat met ons kommunikeer. Dit is goeie soos, as jy nou sê nou maar in die straat loop, en jy kry dadelik hierdie baie slegte gedagte, dalk moet jy hierdie persoon slaan. Ja, daai is boos, dis nie van die Here af nie, en dit is een. So in die tweede een is jou eie stem, jou eie gedagtes, gevoelens, jou emosie, jou wil. Ja, byvoorbeeld, ek wil kos eet, ek is honger, of wanneer jy siek is, jy wil net slaap. Of jou daai begeerte om TV te kyk in die middag as jy huiswerk moet doen, of skoolwerk moet doen. En die laaste ene is God se stem, of God se leiding. En die Here baie keer praat meer bemoediging en opbouende woorde, as wat hy enigstens afbreek. So ons het 'n verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, en Jesus het gekom om lewe te bring. En hy het mos die wet van die Ou Testament heeltemal in volmaaktheid gebring. En so as jy kyk na die bemoedigings van Paulus en Petrus en selfs Jesus, baie keer het hy vir die mense gesê, byvoorbeeld vir Petrus, hy gesê, jy is die rots waar ek my kerk gaan opbou. Daai was 'n vooruitroeping van wat Jesus
in Petrus gesien het en wat hy in sal verander. En so, ek wil julle 'n bietjie uitdaag om, as julle in julle eie stilte tyd te sit en met die Here te kommunikeer. Die Here vra die Here jou vra, maar wat hy wil hê is, moet luister. Jy moet hoor met jou hart, hoor wat die Here vir jou sê, maar dit vat partykeer 'n bietjie wag. En baie in die Ou Testament sien ons waar ons moet wag op die Here. En hy sal ons verlossing bring. Verskillende plekke in die Bybel. En daarso het ons 'n prinsip geleer hoe om met God te kommunikeer. Want op die ou einde gaan dit oor verhouding saam met die Here. En hoe kan jy met iemand vriende wees of iemand ken as jy nie met hom praat nie, of as jy nie met hom kommunikeer nie? Dis dieselfde soos as ek met pastoor Dirkie langs my wil kommunikeer, moet ek my stem gebruik of my hande. Anders kan ons nie kommunikeer nie. Ons kan so 'n bietjie verstaan oor die lyfstaal, dalk kan hy sien as ek ontsteld is of siek is, maar hoe gaan hy weet wat ek regtig soek? En hoe gaan ek weet wat hy soek? So, dis 'n kommunikasiestroom wat twee rigtings gaan. Ons praat met die Here en die Here praat terug. Ek wil graag een laaste visie deel wat die Here met my gekommunikeer het, toe ek net tot bekering kom. So, ons was by 'n aanbiddingsaand, en dit was die eerste keer dat ek so 'n dingetjie bywoon wat meer as 5 ure lank was. Ons het 5 ure lank die Here aanbid. En ek, as 'n nuwe pasgebore Christen, het nie geweet wat my aangaan nie, maar ek wou net daar wees en ek het besluit, ek gaan net die Here aanbid. Ek gaan niks terug verwag nie, ek gaan niks terug soek nie, ek gaan net my alles voor hom neerlê. En so die helfte van die aand deur, heeltemal onverwags sien ek hierdie prent reg voor my oë. My oë was oop en ek sien hierdie wit agtergrond met Jesus wat van ver af na my toe hardloop. Maar ek is besig om na hom te loop. En binnekort het hy my gevang en omhels. En die woorde wat hy my gegee het is, François, ek is lief vir jou. En daai het my wêreld verander. Vir die eerste keer het ek gevoel asof ek nie meer alleen is nie. So dit is net een manier hoe die Here met my gepraat het. Dit kan deur visies wees, dit is nog 'n manier, ja. Dit kan baie verskillende maniere. Partykeer praat die Here in jou drome met jou, maar wat ek gesien het die mees algemeenste is deur die skrif, en is in daai sagte gedagtes wat die Here vir jou mee lei. Ja. En so ja, kom ons bid. Ja, Vader, ek bid vir al ons kykers, Here, ek vra dat U hulle oë en gedagtes en harte sal oopmaak om regtig U leiding en kommunikasie te ontvang. Here Jesus, ek vra dat U enige dinge wat hulle keer om U stem te hoor of U stem U leiding te ervaar, dat U dit sal kom stop nou in die naam van Jesus. Here Jesus, ek vra dat daar honger en dors sal raak in ons gehoor se harte oor om die Bybel te lees en om regtig in kommunikasie met U diep in te delf. Dankie Here Jesus Christus vir U kruisdood en U opstanding. Dankie dat U nooit van ons vergeet het nie. U altyd van toekatyd, van jare terug se tyd geweet het wat U plan is en U ons ingesluit het. Here, dankie dat dit nie net is vir die Jode nie, maar is vir alle nasies. In die naam van Jesus. Amen.